Ons gaan in kritieke tye ingaan. En het gaan moeilik wees om vir ons deur dit te kom. Toe my 19 slegte eienskappe, wat algemeen sal wees, in die tyd waarin ons nou lewe. En dit is daai 19 eienskappe van die goddelose mens, wat dit vir ons moeilik maak om vorentoe te gaan, om deur te kom. Maar, ek sê dit toe vir ons in Romeine 1, vers 29 tot 31. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerdery, boosheid, hebsug, ondeug, vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, misdraers, is hulle tog nie so baie, ja? Misdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers. Vers 31 sê vir ons, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde. Daai aangeplakte liefde. Ag, jy is so oulik. Hier is so. Daai aangeplakte liefde. Onversoenlike, barmhartigheid. Vers 32 het ek nou nie bygesit nie, maar hy sê mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Mense, jy kan in die wil van God wees, jy kan 'n kind van God wees, maar as jy al hierdie 19 dinge wat hier geskryf staan, goedkeur, as jy dit goedkeur, is jy net so goed soos hierdie ou wat dit doen. Hierdie ou wat al hierdie 19 lelike eienskappe in hom het, dan is jy net so skuldig soos daai ene. Want jy keer dit goed. Jy staan nie op en sê, maar nee, weet jy is nou nie vir my nie. Dit wat jy nou praat is nie in orde van God nie. Dit wat jy nou praat is louter nonsens. God sê, so en so en so. Ons moenie, wanneer die mense toesgierig is, dit goed praat nie. Ons moenie, wanneer daar geskinder word, dit goed praat nie. Ons moenie, wanneer daar ontrou is, aan huwelikspare, verhoudings, dit goed praat nie. Want dit is nie goed nie. Dit is nie in die orde van die wil van God nie. Ons kan dit nie goed praat nie. As ons dit goed praat, is ons deel van dit. Maar as ons dit nie goed praat nie, dan is ons reg. Dan is ons op die pad. Dan is ons reg. Nou Paulus sê vir ons, hy sê, keer jou van hulle af.
sê vir ons, keer jou van hierdie goddelose mense af. Moenie deel raak van hulle gesprekke nie, moenie deel raak van hulle lewe nie, moenie deel raak enigstens van hulle nie. Keer jou van hulle af. Die verskil tussen mense wat God dien en die wat God nie dien nie, raak al hoe meer duideliker in ons lewe waarin ons vandag is. Volg eerder die raad van apostel Paulus. Volg dit eerder en keer jou af van daardie mense af. Ons kan ongelukkig nie almal wat hierdie slegte eienskappe het, heeltemal vermy nie. Ons kan. Hoekom kan ons nie? Ons werk saam met hulle. Party van ons gaan saam met hulle skool. Ander van ons bly ewen saam met hulle. Maar ons kan ons ore toemaak. Ons kan ons ore toemaak en ons kan ons denke verander. Ons hoef nie te dink soos wat daardie goddelose mense dink. Ons hoef nie so te dink. Die Here gee ons daai autoriteit, hy gee ons daai wysheid om nie soos hulle te kan dink nie. En daarom moet ons baie mooi weet, dat wanneer ons 'n wedergebore kind van Jesus Christus is, kan ons nie soos hulle dink nie. Dan dit wat hulle dink, maak nie vir ons sin nie. Want dis nie in die orde van God. Nou kom God in apostel Paulus en hy gee ons in Galasiërs 5 vers 22 tot 26. Gee hy vir ons hoe ons moet lyk as die kind van God. Wat is ons eienskappe? Wat sien jy in 'n kind van God raak? En hy sê ons baie mooi. Vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde. Nie aangeplakte liefde soos wat ons nou gelees het, nie voorgee liefde nie. Rare liefde, liefde, daai warmte, daai liefde. Blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getroue, sagmoedigheid, selfbeheersing. Wie van ons sukkel met daai ene? En sulke dinge is die wet nie. Die wet is nie teen dit nie. Maar die wet is teen die Romeine 1 vers 29 tot 31, die wet is teen daardie goddeloses, nee. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikheid gekruisig. Die vlees. Hierdie ding. As jy moet knyp, dis die vlees. Ons het die vlees teen die kruis vasgeslaan. En ons het ons gevul met die Gees van God. Die Heilige Gees, dit wat alles hier staan, al die mooi goed is. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat jou loop wees en jou sê wees. Laat dit ooreenstem. Moenie dat jou loop daai kant toe loop en jou sê daai kant toe gaan.
dan is jy nou gevaarlik. Laat ons nie word soekers van ydelle eer wat mekaar uitdagh en mekaar beny nie. Jesus laat mense, die son is vir ons almal daar gegee. Laat die son oor elkeen van ons skyn. Dis wat die woord vir ons sê. Wees bly vir jou broer, of jou suster, of jou aunt, of jou oom, of jou kinders, of jou kleinkinders, of wie ook al. 'n mede-pastoor, 'n mede-dominee, 'n mede-iemand in jou gemeenskap. Wees bly vir hulle as goeie dinge na hulle toe kom. Want dis waarvoor ons daar is. Wees hartseer saam met hulle en bid saam met hulle wanneer hulle deur moeilike omstandighede gaan. En wees bly saam met hulle wanneer jy saam met hulle moet bly wees. Nou ek het so 'n klein demonstrasie wat ek vanoggend vir julle wou gee. Nou, 'n kameraman met net die plek afbrand nie. Ja, ek het iemand nodig wat vir my asseblief hierdie mic kan kom vashou. Ek het nou nie hierdie stootskraper nodig nie. Hy gaan nou nie vir my werk nie. En ek het ook nie die kar nodig nie. Dit gaan ook nou nie vir my werk vandag nie. Nou kyk, laat ons met Kom eens op. dankie. Nou, as jy 'n teesakkie en jy maak daai teesakkie oop, dan daar dit sê vir jou wat is hierin, nee, dis tee in, en ons maak hierdie teesakkie oop. En lyk hy nou so. En julle, hy lyk so. Hy het 'n label aan, wat jou sê, hierdie is rooibos tee, of dis 5 rose, of dit is green tea, vir ons wat maar word, green tea. Maar, jy het hierdie label. Nou so hang die mens 'n label om ander mense. Maar God kom, soos wat hy hier vir ons vertel, en hy haal hierdie label af. Hy vat hierdie label en hy vernietig hom. Hy sê, jy is nie meer twisgierig en Katrina, jy is nou liefdevol. Ek gee jou 'n nuwe label. Sit iets niets in jou. Nou sien julle hierdie touwtjie. Dit is God se liefde. Die touwtjie mooi uithaal, jy weet, hierdie mense wat die teesakkies so maak, hulle sit nou nogal hierdie touwtjie stewig vas hierso. Dis God se liefde vir ons. God se liefde vir ons het nie 'n begin nie en hy het nie 'n einde nie. God se liefde vir ons is vir ewig. Hy het nie 'n begin nie, hy het nie 'n einde nie. God het ons so lief gehad dat hy sy enigste gebore seun gestuur het om vir ons in die kruis te kom sterf. So lief het God ons gehad. Of het nie gehad, het. Hy het ons nog steeds so. Dit is hierdie touwtjie. Die begin nie, hy het nie 'n einde nie. En dan, die teesakkie is ons lewe, ons binneste. Dit wat die binne-in is, die Romeine vir ons so mooi. Is dit wat binne in ons is.